ons naaste ster is 4 ligjaar, 4,3 ligjaar van ons af, nee. So dit beteken 9,5 biljoen kilometer maal 4. Hoe groot dink jy is die son op daai skaal? So die hele Melkweg is so groot as Suid-Afrika. Dink jy die son is so groot as 'n huis? Of is hy so groot as my kop? Of hoe dink jy? Yes, ek gaan vir groter as 'n huis. Okay, ja, en dis wat meeste mense sou antwoord. Maar op daai skaal is die son so groot soos 'n styfmeelkorrel. Weet jy van wetenskap? Dis atome wat skud en draai. Weet jy van wetenskap? Van sterre tot jou slim voorstel. Weet jy van wetenskap? Van selle tot die wolke boe. Weet jy van wetenskap? Let's go! Hallo en welkom terug by Weet jy van wetenskap? Dames, here en Haridas, julle is altyd welkom hier. Ek is Anine, julle aanbieder en vandag het ek 'n baie spesiale gas. Hierdie is Tannie Mariet RW en sy gaan vandag 'n bietjie met ons gesels oor sterrekunde. Maar kan Tannie Mariet asseblief Tannie self voorstel 'n bietjie vir die mense? Ek maak so baie, dankie, is baie lekker om hier te wees. Ja, Mariet RW, ek het lankal terug klaar gemaak met skool en toe het ek begin astronomie swat. So ek het 'n graad en 'n honeursgraad, BSc Fisika en Astrofisika. Maar so tussendeur toe besluit ek navorsing is nie eintlik my passie nie. Ek hou baie van die wetenskap, ek het 'n vreeslike liefde vir die wetenskap, maar ek wil nie navorsing doen nie. So ek wil nie regtig 'n wetenskaplike word nie. So toe het ek so begin 'n wetenskapkommunikeerder word. Ek het aanbieder geword by Boyden Sterrewag. En ek is aangestel daarna by geologie departement by 'n projek met die naam Earthwise wat ons onderwysers opgelei het in Earth and Beyond. En toe daarna het ek maar in opvoedkunde beland. So vir die afgelope 14 jaar werk ek nou by Science for the Future by die Universiteit van die Vrystaat se opvoedkunde fakulteit. En ek is ook vir die afgelope 12 jaar aanbieder by die Nouwiel Planetarium. So dis nou meer wetenskap kommunikasie in plaas van wetenskap navorsing. Ja, en ek dink dit is so lekker vir die mense om ook te weet daar's ander goeters buite navorsing. Ek dink wetenskapkommunikasie is baie belangrik. As 'n mens dink aan iemand soos Carl Sagan of Neil deGrasse Tyson, hulle is die bekende mense of Brian Cox, nee. Hulle is die bekende wetenskapkommunikeerders in die wêreld en hulle doen so groot werk om vir mense bewus te maak van wat in wetenskap aangaan. Hulle bring dit af na mense se vlak toe wat hulle dit kan verstaan. So mense het nie net navorsers nodig nie. Jy het mense nodig wat dit kan kommunikeer in die publiek. Ja. En op daai noot, ek het altyd hierdie segment wat ek elke episode noem, ek noem dit my premium blonde oomblik. Dis nou wat ek vir die mense wat niks weet nie 'n bietjie vertel. Soos as ons nou vir 'n kind moet verduidelik wat sterrekunde, astronomie is, hoe sal 'n mens dit vir hulle verduidelik? Okay, so sterrekunde is die wetenskaplike studie van alles wat daar buite is. So sterre, planete en as mens nou verder gaan, sterrestelsels, wat alles in sterrestelsels is, hoe sterre vorm, hoe hulle doodgaan, die evolusie van galaksies en dan hoe die heelal besig om uit te dui, al daai goed is in astronomie. Astrologie wat baie daarmee verwar word, want mense sê gewoonlik as ek sê ek is in astronomie en dan vra hulle vir my wat kan ek vir hulle voorspel vir hulle toekoms. Astrologie is gebaseer op 'n sekere stel konstellasies wat in die pad van die skynbare pad van die son oor die lug. Dis daai konstellasies wat in die agtergrond is en eers het mense net begin glo dit het 'n vreeslike misterieuse invloed op ons en waar die son en waar die planete en daai konstellasies val en dit is glad nie wetenskaplik nie. En nog 'n ding, ek onthou toe ons by die planetarium gaan kyk het, toe Tannie ook gesê dis eintlik nie eers die regte tekens waarna ons kyk nie. Ja, dit is die regte tekens, maar die tye is uit. Want die tye, as jy in 'n tydskrif gaan kyk wat is jou sterreteken, daai datums is gebaseer op 2000 jaar terug. En intussen het die aarde se as al so 'n bietjie so gemaak en ons dinge verander, nê? En dit beteken nou die son is in ander datums in daai spesifieke in daai konstellasies. Dit is nog min of meer dieselfde, maar die datums het so 'n bietjie geskuif.
So dit beteken jy mag dalk dink jy's 'n vis en dan is jy eintlik iets anders. Dis so ja, dit is nie akkuraat nie. En daar's 'n 13de teken wat mense nie eens van weet O, nie. ja, en wat is hy? Ophiuchus. O, Dit is ook 'n man, dis 'n healer, 'n dokter. Ja. O, yes. Ek kan ons 'n bietjie gesels oor die grootte van die heelal, want yes, ek dink nie eers ons begryp dit altyd. Ja, dit is wat so wonderlik is van die hele heelal en dit is wat my in die eerste plek gehoek het, nê? Want toe ek op skool was, ek het nog altyd ek was vreeslik gefassineerd deur groot goed. Hoe groter hoe beter, nê? Dan het ek het na 'n aardbol sê maar gekyk en dan het ek imagine hoe groot is hier walvisse wat swem in die see. En dan gelees ek nou, 'n walvis is 30 meter, dan tree ek 30 meter in die straat af en sê ek, maar dis nie eintlik so groot nie. So wat nou? Geboue en so al daai lekker groot goeders. Tot ek 'n biblioteekboeke uitgeneem het. Ek was 'n gereelde besoeker in die biblioteek en ek het astronomie boeke begin uitneem. En daar's 'n spesifieke boekie wat ek gelees het. Dit is 'n klein, simpel ou boekie, né? Die Naghemel van Pieter Mac. En daarin het ek gelees van galaksies en groepe van galaksies en supergroepe van galaksies. Ek kom agter waar hier goed is groot. En dit het my baie gefassineerd gemaak, ja. En hoe is dit vir mense so moeilik om te begryp hoe groot die plek? Ons kan eenvoudig nie daai getalle insien nie. Ons menslike brein is nie ontwerp daarvoor nie, nê? Want dit is nie ons verwysingsraamwerk nie. Ons dink in meters en kilometers, want dis wat in ons beweegruimte in ons alledaagse lewe is. Maar as 'n mens kyk na ruimte daar buite, kan jy nie meer dink in meters en kilometers nie. Jy kan goed eens begin van die kleiner afstande beskryf in kilometer, nê? Dalk, maar dit maak nie meer eintlik sin nie. As jy wil kan ek vir jou so 'n paar feite neem. O, asseblief. Van die interessante goed nou, nê? Byvoorbeeld in die ruimte is die afstande so groot. Ons gebruik die spoed van lig om afstand te meet. So soos ek sê, jy kan nie praat in kilometer nie, so jy kort 'n nuwe eenheid. So waarmee hulle opgekom het is die ligjaar, nê? Ek weet glad nie eers tot waar die ligjaar af van dateer, jy weet eers daaraan gedink nie. Maar die spoed van lig, nê, is so benader 300,000 km per sekonde. So elke liewe, as jy kyk na 'n horlosie, elke keer as daai sekonde aan tik maak, dan beteken dit lig kan 300,000 km beweeg. Ons kan nie onsself indink hoe ver is 300,000 km nie. Om jouself 'n idee te gee, die lig wat van die maan af na ons toe kom, vat so 'n sekonde en 'n half, nê? So dit is so min of meer daai afstand, nê? So met daai verskriklike spoed, nê, 300,000 km per sekonde, vat dit 8.3 minute van die lig vanaf die son om ons te bereik, nê? So dis baie ver, nê? Ons hele sonnestelsel, as mense nou sou kyk na Neptunus se baan, so 'n bietjie buite dit, nê, met die Kuiperbelt ingesluit. Van die een kant tot die ander kant is 13 ligure. So selfs iets so vinnig soos lig vat ons steeds 13 ure om net in ons sonnestelsel van die een kant na die ander kant te beweeg. Die deursnee, dit is ongelooflik. Ja. 'n Ligjaar is 9.5 biljoen kilometer. En as ek nou praat van biljoen, nê, dis onthou dis nou 'n bietjie anders as die Engelse billion, nê? Want in Afrikaans praat ons mos van 'n miljoen het 6 nulle, 'n miljard het 9 nulle en 'n biljoen het 12 nulle. Waar in Engels praat ons van 'n million, billion, trillion. So in Engels is dit 9.5 trillion kilometer. Dis baie ver. Ons naaste ster is 4 ligjaar, 4.3 ligjaar van ons af, nê? So dit beteken 9.5 biljoen kilometer maal 4. En dan as ons nou 'n bietjie verder kyk, ons Melkweg, nê, dis nou ons stad van sterre waar ons bly, want in die hele heelal al die sterre behoort ergens aan 'n sterrestelsel, nê? So dis so stede van sterre. Dan ons eie stad van sterre is so 100,000 ligjaar van die een kant tot die ander kant. So as mens so hy's gevorm soos 'n wiel, hy's plat soos 'n wiel, nê? So in deursnee van die een kant tot die ander kant 100,000 ligjaar. Ons kan dit net nie insien nie, want dit is net heeltemal te veel vir ons, nê? Ons son vat so 200 miljoen jaar om
so in die ronde te gaan. En hier kla ek oor 'n 5 km parkrun. Dis presies, ja. Dit sit nogal dinge in perspektief. Maar dan is dit net ons Melkweg. Dis net ons galaksie. Daar buite is nog ander. Ons naaste ene, nê, wat ook 'n mooi spiraalgalaksie is ons in 'n 2.4 miljoen ligjaar, nê. So ons sien daai galaksies wat hy 2.4 miljoen jaar terug gelyk het, want dis daai lig wat nou eers by ons uitkom. Die verste ene wat ons nog ooit kon sien, en hoe verder ons kyk, hoe meer sien ons. Ons sien net nog en nog en nog galaksies, daar's so baie daar buite, nê. Die verste ene is 13.4 biljoen. Nee, sorry, 13.4 miljard ligjaar van ons af. Dit is baie. Dis verskriklik. En ek hoor van die sterre wat ons kyk is al lank nie meer met ons. Dis juist die ding. Want as ons in die ruimte inkyk, dan kyk ons in die verlede in, nê. So omdat dit 'n tyd vat vir daai lig om by ons uit te kom. Teen die tyd dat die lig daai ster verlaat het, was hy nog daai gewone, kom ons sê dis 'n geelige ster waarna ons kyk, net dit was 'n gewone geel sterretjie geweest. Die lig het al die pad tot hierso gekom en intussen het daai ster nog verder aangegaan met sy leeftyd, want sterre word gebore en gaan dood. Ja. En voor hulle dood gaan swel op na 'n rooi reus. So daai ster is heel waarskynlik al klaar 'n rooi reus. Ons weet nie. En hy dalk ontplof. En dan op die ouende ons sien hom as 'n gewone ster. Daar is nog 'n ster in die lug, nê, wat ons glo hy het al ontplof, maar ons gaan dit nog sien. Ons het dit nog nie gesien nie. Dit is Betelgeuse. Hy's in die konstellasie van Orion. Hy's een van die helder sterre in Orion. En hy's op die oomblik 'n rooi, ons sien hom as 'n rooi reus, wat beteken soveel jaar terug was hy 'n rooi reus. Maar hy het dalk al ontplof en op 'n stadium gaan ons hierdie ontploffing sien. RIV. Ja. Maar ons menslike brein is net nie ontwerp om hier goed te verstaan nie, want as ek vir jou sê 3 miljard kilometer, nee, dis net so wat ek sê vir jou 3 miljard reiskorrels. Jy kan nie 3 miljard reiskorrels vir jouself voorstel nie, want jy weet nie hoeveel dit is nie. So daarom is dit nodig om goeders om hier inligting na mense toe af te bring op hulle vlak dat hulle kan verstaan. Okay, so wat is die beste analogie as ons nou die heelal op die beste manier kan verstaan? Okay, analogie is baie handig want dit is iets wat jy kan imagine, nee, en dit bring dit af na iets wat in jou verwysingsraamwerk is. Ek het so daar's baie wat baie oulik is, nee, maar ek het so 2 gunstelinge. Die een doen ek nogal redelik met kinders vir wie ek sterrekinders verduidelik nogal in die voortrekkers met kentekens ensovoorts. Dis die sonnestelsel in 'n kilometer. So dit beteken jy krimp die hele sonnestelsel af na 'n skaal wat mense kan verstaan en dan kan ons sien hoe groot die afstande en hoe klein die planete is. So ons maak die son 25 cm, net so groot as 'n bal. Also dit is die son daar neer en dan tree ons af die hoeveelheid tree na die volgende planeet en die volgende planeet. Die aarde op daai skaal is maar net so oor die 2 mm groot, nê, en hy is as ek nou reg onthou 27 meter van die son af, nê? So dis baie ver. Ja. En dan met die tree dan moet jy nou sien, daai klein aardetjie is so ver. En dan tree ons tot by Neptunus wat 808 meter van die son af is op daai skaal. En dis 'n sonnestelsel in 'n kilometer want hy sluit nou sommer vir Pluto ook in. Hy wat net so oor die 1000 tree van die son af is. So dis nogal oulik. Ons doen dit gewoonlik daar op Navy Hill by die planetarium, net om vir die kinders so half fisies lekker die idee te gee van hoe ver en hoe klein alles is. En dan 'n ander analogie wat nogal lekker vinnig en maklik is om sommer net 'n vinnige feit te deel, is as mens die Melkweg sou krimp in die grootte van Suid-Afrika in, nê? Nou die grootte van Suid-Afrika, ons is nou nie 'n ronde land nie, maar die langste pad, nê? So, kom ons vat van Kaapstad af na Messina toe, daar heel bo, nê? Dis omtrent 1900 km, nê? So as jy die Melkweg nou sal krimp om daar in te pas. Hoe groot dink jy? Wat gou raaiskoot. Ons die Melkweg het nou 200 miljard sterre in. So die son is maar een van al daai sterre, nê? Hoe groot dink jy is die son?
op daai skaal. So die hele Melkweg is so groot as Suid-Afrika. Dink jy die son is so groot as 'n huis? Of is hy so groot as my kop? Of hoe dink jy? Yes, ek gaan vir groter as 'n huis. Okay, ja, en Ja. dis wat meeste mense sou antwoord. Maar op daai skaal is die son so groot soos 'n styfmeelkorrel. 'n Ja. Styfmeelkorrel is so groot, jy kan of so klein, jy kan hom nie eens meet in millimeters nie, jy moet hom meet in mikrometers. So, dit is ongelooflik. Ja. Die grootte verskil tussen ons sonnestelseltjie en die Melkweg. Ja, en dis seker hoekom mense so geïnteresseerd is in die ruimte en soveel drome daaroor het. Ja, want dit is om te leer oor die ruimte, dink ek is dit is klein bietjie anders as ander wetenskappe. Nee, ek weet nie, daar is definitief mense wat dieselfde gevoel kry van ander wetenskappe ook, nee, maar astronomie is nogal die tipe wetenskap wat by die meeste mense 'n emosie opwek. Wat eintlik half afwesig is, want die ander wetenskappe is partykeer net feite, nee? Maar astronomie is iets wat jy besef, ek lewe hierin en kyk hoe klein is ek. En terselfdertyd voel 'n mens eintlik ook deel van iets groter. Ja. Want jy besef hoe klein is die aarde en jy besef eintlik ook dat selfs al is jy so klein, is jy deel van iets groter. Yes, nee, dis en hoekom sal 'n mens sê is dit so belangrik vir mense om te weet van die ruimte en bewus te wees van hierdie veld? Ek dink dit is baie belangrik. Daar's baie mense wat dit afskiet wat sê, maar hoekom spandeer ons so baie geld? As mens kyk nou soos internasionaal, hoekom kry NASA soveel geld? Hoeveel kry ESA soveel geld? Hoekom word daar soveel geld spandeer aan om mense Mars toe te stuur en terug maan toe te stuur ensovoorts, nee? Wat is die diene daarvan? Maar die ding is, om goed te ontdek, om nuuskierig te wees en goed te ontdek is fundamenteel deel van 'n mens se natuur, nee? Daar's so 'n piramide wat iemand opgestel het. Ek dink is Maslow of so iets wat op die internet is, nee, van wat mense se behoeftes is. Nou heel eers het jy skuiling en jy het kos nodig, jy het veiligheid nodig. En dan op 'n stadium kom jy by kreatiwiteit en jy kom by nuuskierigheid, nee? Ja. Dis een van die basiese behoeftes van 'n mens. Dis nou nie onder op die piramide nie. Jy moet eers al daai goedes invul, nee, maar nuuskierigheid, dit is nodig aan mense is wat kyk na die aarde en werk aan die aarde se probleme, definitief, ons kan dit nie ignoreer nie, maar dis ook nodig aan mense is wat uitkyk en wat ontdek en wat soos net agterkom namens ons almal, waar bly ons? Wat is ons plek in die heelal en hoe kan ons verder gaan? Want dit is deel van die mensdom. Ja. En het Tannie 'n gunsteling planeet? My gunsteling planeet is Saturnus. Definitief. In die planetarium hou ek baie daarvan om so toe te vlieg, nee. Want dit is eenvoudig die mooiste planeet, nee. Daar's verskriklike mooi foto's van Saturnus geneem want daar's 'n ruimtetuig wat 'n satelliet wat ons toe gestuur het wat rondom die planeet gewentel het vir 'n paar jaar en vreeslike mooi foto's van ons teruggestuur het. So daai ringe, daai maane wat wentel in die ringe, dit is alles verskriklik mooi. En 'n gunsteling ster? Ek sou sê ek het nie 'n gunsteling ster nie, ek het wel 'n gunsteling ster groepie en dis die Sewe Susters, ook bekend as die Pleiades. En nou vir interessantheid, sê net maar ons het 'n kind wat op hoërskool is wat astrofisika of astronomie of iets wil gaan swat. Wat se vakke sal Tannie voorstel hulle van? Okay, hulle het definitief wiskunde nodig, hoofstroom wiskunde en skynheid nodig. Die res is nie eintlik so belangrik nie, nee. Dit help as hulle biologie ook het, nee, want om oor die algemeen aansoek te doen vir 'n BSc graad, help dit om nog wetenskap te hê. Maar skynheid en wiskunde is die belangrike goed en dan moet hulle punte net hoog genoeg wees. Ek is ongelukkig nou nie seker van die minimum minimum punte en goed nie. En enige raad vir iemand wat besig is om astronomie of astrofisika te swat by die universiteit op die oomblik? Ek dink dit is belangrik om okay, uit my standpunt, nee. Ek dink dit is belangrik om terwyl 'n mens besig is met navorsing, terwyl jy al daai kennis het en
goed ontdek waarvan ander mense nie weet nie. Moet 'n mens oefen om met ander mense ook te praat, om daai inligting te deel. Want dit is baie keer 'n swakpunt wat die hoogs akademiese mense het. Is hulle is verskriklik slim, is briljant, maar hulle sukkel om daai kennis te deel. Ja. So ek dink dit is ook belangrike vaardighede om te ontwikkel, sodat mense bietjie meer kan relate met die vak, en dis ongelooflik die inligting wat hulle besig is om te ontdek. So ek dink dit is belangrik dat mense weet. Baie dankie. En ek sien so uit as hulle nou die planetarium gaan besoek 'n bietjie ook om meer inligting te kry. O, dit sal fantasties wees, ja. So wat ons altyd doen is ons het 'n deel van die episode wat ons ook toeken aan die tannies van Facebook wat hou daarvan om hulle teorieë te spin. So ek het hier 'n tinfoliehoed. En as iemand die tinfoliehoed opsit, onthou, ons luister, ons veroordeel nie, en hulle mag enige konspirasieteorie wat hulle wil met ons deel. Goed, kom ons kyk. Ek dink, ons is nie alleen nie, in die heelal nie. Ek dink daar is ander intelligente lewe, en ek dink, die mense hoog op in die wêreld weet al daarvan. Ek weet of hulle hier op aarde is saam met ons nie, maar ek dink daar is al kontak gewees. Daar's te veel stories van goed wat nie verduidelik kan word nie. En ja, hulle het al kontak gemaak met ons op 'n manier, maar ons as alledaagse mense is nie veronderstel om te weet daarvan nie. Dit is my conspiracy theory vir vandag. Dankie. Ek het ook gehoor vir interessantheid, hulle sê daar is 'n planeet waar hulle iets soos bakterieë ontdek het of besig is. Daar is dit is nou baie geologies gesproke, nê. Hulle het klein hoe noem ons dit, traces. Hulle het klein spore gekry van sekere elemente in 'n klip wat lyk my maar net daar voorkom as daar voorheen organiese materiaal was. So dit beteken die kans is goed. Dit is nie 100% nie, maar die kans is goed dat om hulle dit gekry het, ek ken nog glad nie die naam of enigiets nou dadelik nie, maar omdat hulle dit gekry het, kan hulle half aflei, hoor maar hier was organiese materiaal, want dis nie gewoonlik sommer net in 'n klip van wat dood is nie. So daar's beloftes van iets. Ons sal dit ophou. Ja. So, as julle enigstens belangstel, gaan besoek asseblief die planetarium, en baie dankie vir julle tyd. Sien julle volgende keer. Weet jy